live op TikTok en nou gaan ons live op Facebook ook. En ek is nou nogal baie opgewonde oor die gesprek. Ja, ons het interessant, ek het nou die Facebook nou net gou live gaan. En daar is ons live op Facebook ook. Ek is baie dankbaar. Ja, so ek het nou met Jackie gepraat daar in Kenia. Kan jy glo, Santi, ons het 'n coaching vriendin wat Afrikaans praat in Kenia. So, dit is net interessant, né? Ons is reg oor die wêreld, Santi, kan jy glo? Interessant, né? Ja. Nee, Santi, baie dankie dat ons vanoggend kan praat. So, Santi is 'n coaching vriendin van ons en sy praat altyd so lekker op die bootcamps en sy het baie wysheid en ja, wat ek hou van Santi, wat ek hou van Santi se aanbieding altyd in gesels daar op die mindset bootcamps, is sy sê dit soos dit is, Santi, jy draai nie doekies om nie. Ja, Kobus. So, nee, dit is hoe dit moet wees en ons hou daarvan, ons hou so daarvan. En ek wil ook maar net van my kant af sê, Santi, baie dankie dat ons vandag kan praat. Jy weet, dit is vir my groot voorreg om met jou hier so te praat en Santi het reumatoïde artritis en ander situasies wat sy nou 'n bietjie sal van vertel. En sy gaan ook sê hoe lank is sy op Carnivore en soos jy nou kan agterkom, sy is 'n coaching vriendin. Sy is langer as 'n jaar op Carnivore. Ons gaan nou presies al die tye en dinge uitvind en so. Maar ja, Santi sê dit soos dit is, jy weet, en weer eens, ons gee nie mediese advies hierso nie. Jy praat hierdie goed met jou dokter. Dit is baie belangrik. Maar ja, hierso het jy nou eerstehandse inligting vanaf Santi, wat 'n coaching vriendin is, 'n regte vlees en bloed lewende getuie van die Carnivore en Keto coaching. En Santi, ja, baie dankie dat ons kan gesels. Ek is so dankbaar, ons is nou op Facebook. Kom ons groet dalk eers 'n paar mense voordat ons nou hierso wegspring. Ja, net vir Johan ook welkom sê, en hierso is Jerome en George en Martie is hierso, baie dankie. Baie dankie vir die volg, hierso, iemand het my nou gevolg. Ek volg sommer dadelik terug, baie dankie. Maar Santi, jy kan gerus bietjie wegspring en vertel bietjie vir die mense as jy wil sê van waar af is jy en as jy so bietjie agtergrond wil gee, dit sal sommer gaaf wees. Okay, Kobus, ek is van welkom, ek is Santi. Ek is nou 1 jaar en 22 dae op Carnivore. En in die tyd het ek 31 kilogram verloor. Ja, daar is so baie pluspunte vir my op die Carnivore. Ja, ek wil net gou, ekskuus, ek het nou nie mooi gefokus nie. Jy is 1 jaar en 22 dae op die Carnivore, nee, is dit so? Dis reg, Kobus. Ek het reg gefokus. Nee, ek dink ek het verkeerd gefokus. So, en jy het 31 kilogram gewig verloor. Ja. Yes, well done. Dis baie mooi. My gewig staan nou al reeds vir 'n paar maande wat hy konstant is, want ja, ek dink nie ek het nodig om nog gewig te verloor nie, Yes. Want ek is tevrede. Ja. Ek is 1.75 is my lengte, Yes. so ja. Yes. En ja, ek was op bloeddrukmedikasie, 2 bloeddrukmedikasies, 1 in die oggend en 1 in die aand. Okay. Ek is af van my bloeddrukmedikasie. Ek dink dit was binne 2-3 maande toe ek af van my bloeddrukmedikasie. Ek het diabetesmedikasie gebruik, metformin, tipe 2 diabetes, en ek is daarvan af ook baie vinnig. Ek het af van my statin vir cholesterol. Dan is ek af van al my Arameds, daar's nog net een van my rheumatoid arthritis medikasie wat drink nog. Ja.
Dit is 'n groot prestasie. Kom ons praat eers bietjie daaroor. So hierso het jy nou sommer 'n klomp dinge gesê, maar voor ons nou daaroor praat, ek wil gou eers 'n paar mense net daarom welkom sê. Sonet is ook hierso en Hetta is hierso, skus, ek kan nou nie sien wie's nog almal hier op die Facebook nie. Baie dankie Henk dat julle hierso is, en as julle die like knoppie kan druk, ek sal dit so groot waardeer. Dit help geweldig baie as julle die share knoppie druk en die like knoppie druk. Jy weet, dan kan ander mense ook nou weet van hierdie gesprek wat ek nou met Santi het, wat met die reumatoïde artritis nou so groot sukses het, en dan ook die hoë bloeddruk, soos sy nou gesê het daarso, sy is nou 1 jaar 22 dae op die karnivoor, en dan het sy nou hierdie suksesse van nommer 1 haar hoë bloeddruk medikasies, wat sy van af is in samewerking met haar dokter, en ook af is van haar type 2 diabetiese medikasies. Nou hierso is nou 'n lewende getuie vir jou. Ek het vanoggend 'n vraag gehad van, kan mens afkom van jou type 2 diabetiese medikasie met die karnivoor dieet? En hierso is Santi nou, nee, sy is 'n lewende getuie, jy kan haar ontmoet op die Google Meet, en hierso het sy nou getuig, sy is af van haar type 2 diabetiese medikasie. Hoe lank het dit jou gevat om af te kom van daai diabetiese medikasie, Santi? Kobus, ek dink dit was so 3 of 4 maande. So dit is baie goed dat jy dit sê. Party mense vat so klein bietjie langer om af te kom soos jy nou, 3 tot 4 maande, en dis heeltemal goed, want ons almal is mis nou anderster, nee, ons almal het 'n unieke situasie. Party ouens kom sommer af binne 'n week, maar jy doen dit in samewerking met jou dokter, want daai diabetiese medikasie gaan te sterk wees, so daai is baie belangrik. So Santi is af van al haar hoë bloeddruk medikasies af, sy is af van die diabetiese medikasie af binne 4 maande. Hoe lank het jy gevat om van die hoë bloeddruk medikasies af te kon kom? Kobus, dit was baie vinnig, want weet jy, ek het so duiselig geraak. Toe het ons een naweek weer gegaan na my seun toe, en daar het ek glad flou geword, en hy het vir my gesê, ma, ek het met jou bloeddrukmedikasie los, dis nou te sterk vir jou. En toe ek by die huis kom en ek my bloeddruk neem, toe was my bloeddruk bitter laag gewees. So ja, ek het toe nou my bloeddrukmedikasie gelos, en toe ek nou later dokter toe gaan, toe het ek vir hom gesê dat ek my bloeddrukmedikasie gelos het, en hy was tevrede daarmee, want hy kon sien my bloeddruk is nou baie laag. Dis so. Ja, nee, maar dis ook maar altyd sê, praat met jou dokter, ek dink dis die belangrike beginsel. En ons moet die dokters aan boord kry, dit is hoe dit is. Ek wil net gou vir Sandra ook groet, ons coaching vriendin Sandra, jy ken haar mos daar van Marble Hall, né? En sy kuier nou in die Kaap. Sy kuier nou in die Kaap, sê sy. En maar ek is so bly sy is hierso, want julle jy weet, haar getuienis en jou getuienis is vir my sulke sterk getuienis. Kyk, sy het mos die Parkinson's, en dit is 'n baie sterk getuienis daai, en sy het sulke positiewe resultate, jy weet, haar spraak wat verbeter het en al daai dinge. So nee, maar dit, net om terug te kom wat jy gesê het, jy weet, en wat vir my so interessant is altyd of nie altyd nie, soms is dit 'n familielid, soos in jou geval was dit nou jou seun, wat gesien het, hoor hierso, maar jy is nou besig om hierso gesond te raak, want daai medikasie is te sterk, jy weet, en natuurlik in samewerking met haar dokter, en jy weet, maar dis nou 'n getuienis van 'n ander aard, of vir 'n ander dag, maar hoe dit ook al sê, doen karnivoor reg, en jy kan hierdie coaching vriende wat ek nou so mee gesels ontmoet op die Mindset Bootcamps, raak deel van die coaching. WhatsApp my nommer is in die bio. Ek dink Santi, jy weet, ek wil sommer met jou daaroor praat, want ek weet jy voel passievol oor dit. Wat het die coaching vir jou beteken in terme van bootcamps en ook die paadjie wat ek en jy stap? Kobus, ek moet erken,
Ek het begin met karnivoor vir, ek dink 'n maand of 2, maar jy kan dit nie alleen doen nie, want jy maak soveel foute. 'n Mens kan YouTube video's kyk, jy kyk na Dr. Ken Berry, Dr. Chaffee, al daai mense, maar jy kry nie al die inligting wat jy moet kry nie. Daarom is die bootcamp so belangrik. Hulle kan vir jou sê, jou auto-immune siektes word opgekeer, maar hulle sê nie regtig vir jou hoe nie. So as jy toe ek by jou kom, Kobus, toe jy vir my gesê, wat veroorsaak inflammasie, wat ek moet eet en wat ek nie moet eet nie, wat ek moet uitskakel. Nou as jy net wil karnivoor doen op jou eie, jy gaan nie weet, wat moet jy uitskakel en wat is visserye jy moet gebruik en wat nie. Daarom is dit vir my so belangrik, Kobus, dat mense moet maar aansluit by jou of by iemand en die bootcamps bywoon. En wat ook baie belangrik is die mindset bootcamps. Dit gee mense 'n nuwe krag en ons so klomp by mekaar wat mekaar motiveer en moet inpraat en dan sien jy sommer weer kans om volstroom aan te gaan. Verseker. Nee, verseker, Santi, baie dankie vir die bemoediging en dankie dat jy op hierdie bootcamps is. Ek wil regtig vir jou 'n kompliment gee en sommer vir Denise en Sandra en almal van die coaching vriende wat dalk nou op die live is of dalk later dit sal luister. Dankie vir elkeen van julle wat die bootcamps maak wat dit is. Ek het dit gisterand weer vir julle gesê. Jy weet, dis lewende getuies. Dis lewende getuies, dis jy weet 99% van ons praat Afrikaans daarso en jy kan Engels daar praat, jy wil, dis nie 'n probleem nie, maar die realiteit is ons bespreek die goeters daar in detail en jy kry hierdie lewende getuies, die moeilike tye ook, jy weet, ons praat oor die moeilike tye, ek bedoel, jy is nou 'n voorbeeld daarvan. Santi sê altyd vir ons, as dit sleg gaan, of sy het 'n moeilike tyd was deur sy gaan, jy weet, dan sê sy dit, en dan bepraat sy dit, en sy kry dit uit haar sisteem uit, en dis hoekom die bootcamps daar is. Ons is nie skaam om oor die moeilike goed te praat nie. Ons praat daaroor en het ons al die antwoorde? Nee, ons het verseker nie al die antwoorde nie. Maar dit gee vir jou geleentheid om daaroor te praat en ek probeer nie baie praat op 'n mindset bootcamp nie. Ek sê altyd, ek het 'n opinie, maar kom ons hoor wat sê die coaching vriende. En dan hoor jy mense soos Denise of Sandra of Santi of Gustav of Lillian of wie ook al nou daar is, praat dan en gee hulle opinie en hulle het baie keer baie goeie opinies. En ek dink, Santi, die lekker van die bootcamps is, veral die mindset bootcamps, is ons word mekaar se gemiddelde. Jy weet, en ek het nou die dag so 'n mooi kompliment gekry van 'n nuwe coaching vriendin af. Ek het dit nou al voorheen gesê, maar sy sê, sy was betrokke by 'n ander groep, ek weet nie wat se groepie, maar sy sê hulle het mekaar eintlik maar uitgehaal daarso en hulle het nie eens die basiese goed onder beheer nie. Hulle weet nie eens mooi, jy weet, hulle kan nie eens insulienweerstandigheid ordentlik verduidelik nie. Nou, en sy sê toe, yesterday, maar julle praat op 'n fantastiese level met mekaar, jy weet. En ek dink dit is regtig, die kompliment gaan maar terug na julle toe. En ek dink ook maar aan die ander kant, ons almal het dieselfde coaching gedoen. Ons het daai fondasie van die standaard coaching, so ons het die basiese goeders onder beheer. Jy weet, en ons doen al hierdie opvoedkundige bootcamps, soos jy nou maar self weet. En die bootcamps raak tegnies, nee, ek bedoel, dit is groot woorde, jy weet, dit is nou maar groot woorde wat ons daar gebruik. Maar ek dink tog as ons as 'n coaching groep, nee, ernstiger by mekaar moet kom met 'n reunie of so. Kyk, ons sal bietjie mooi op 'n hoë level kan praat met mekaar op biologie, nee. So, en ek kan maar net vir jou dankie sê, Santi, ook vir jou bydraes daar en vra wat jy vra en saampraat. Nee, maar kom ons kom terug na jou situasie toe so hoë bloeddruk medikasie wat jy kon stop in samewerking met jou dokter, diabetiese medikasie wat jy kon stop in samewerking met jou dokter, jy's af van jou statin medikasie af in samewerking met die dokter en
dan natuurlik ook, soos jy nou sê, jy's af van die meeste van jou reumatoïde artritis medikasie af. Jy het nog net enetjie wat jy gebruik, en ook goed so, en jy's 31 kilogram af met die carnivore dieet. So, baie geluk met al hierdie prestasies, dit is wonderlik, nee. En maar ek is seker, dit het nie net altyd maklik gegaan met jou nie, vertel ons bietjie meer. Ja, Kobus, om nou net terug te kom na my medikasie. Van my rheumatoid arthritis medikasie was die NSAID, en jy weet hoeveel skade dit aanrig. En toe dit was nou ook al 'n paar jaar terug, by die dokter was, het hy vir my gesê dat my niere nou nie so goed lyk nie, en hierdie medikasie is een van die goed wat jou niere kwaai affekteer. En so ek is baie bly, ek is af daarvan, en ja, ander pluspunte wat ek het is, weet jy, Kobus, ek het agtergekom, die flouters in my oë is weg. En waar ek baie keer in die nag, as ek 3 ure geslaap het, was dit baie. Ja. Slaap ek dwars deur die nag, ek slaap nou baie goed. My rustelose bene is weg. En ek kan sê ek is 90% pynvry. Ja. Want ongelukkig, met die rheumatoid arthritis, jy staan maar party oggend 'n bietjie styf op, en dan sodra jy aan die gang kom, dan raak het beter, en soos my hande, die een hand is maar nie so lekker nie, want hy is al 'n bietjie krom van die rheumatoid arthritis, maar wat vir my help, ek dink altyd aan Denise. Ja. Die dag 3 jaar gevat om Hashimoto's om te keer. Ja. So Denise, ek is baie geduldig. Ek glo, ek sal nog heeltemal genees van hierdie rheumatoid arthritis. Ja. En wat ek agtergekom het net, ek moet maar gereeld oefen. Ek doen nou nie sulke sterk oefeninge nie, maar dit help vir my. En ek moet net elke dag oefen. Ek het agtergekom toe ek by my kleinkind se atletiek was. Ek moet nie heeltyd sit nie. As ek dan daarop aan, dan voel ek so styf. Ek veral my rug, ek het 2 jaar terug het ek geval, en ek het 'n kompressiefraktuur opgedoen in my rug. So, hy gee maar partykeer vir my 'n bietjie probleme, maar nie regtig probleme nie, soos ek sê, as ek oefeninge doen, dan het ek glad nie 'n probleem met hom nie. Maar dis as ek lank sit en nie baie beweeg nie. Ja. Nee, dit is... Ja, dit is hierso is so weer 'n klomp wenne wat jy hierso geïdentifiseer het, flouters wat ook weg is, slaap wat beter is, rustelose bene wat weg is, en dan 90% pynvry, en dan soos jy nou gesê het, die ene hand is nou nog nie lekker nie, want hy kom nou maar al 'n klomp jare saam met die rheumatoid arthritis. So, is nie dat carnivore nou 'n towerstafie waai en alles is nou 100% nie, maar jy's 90% pynvry. En ek dink dit is wat mense ook moet besef, en ek weet jy besef dit, is mense het dekades verkeerd geëet. Jy dekades se skade, jy weet, reumatoïde artritis, as jy nou dink aan die gewrigte en die fisiese struktuurskade wat daar is, jy weet, dit is nie net ietsie wat sommer outomaties weggaan nie, maar om 'n verklaring te maak en te bevestig, 90% pynvry. Jy weet, as ek vir jou 'n pilletjie kom verkoop, en ek kan vir jou sê, joh, Santi, ek het 'n pilletjie, koop hom by my, hy maak jou 90% pynvry, hy laat jou beter slaap, hy vat jou flouters weg, hy vat jou rustelose bene weg, en wat daai pilletjie nog doen, is hy vat jou hoë bloeddruk meds weg, hy vat jou diabetes meds weg, hy vat jou statin meds weg, en die meeste van jou reumatoïde artritis meds vat daai pilletjie weg. Hy vir my sê, joh, ek wil daai pilletjie asseblief. Nou is dit nie 'n pilletjie nie, nou is dit carnivore reg doen. Jy weet? Ja. En ek dink dit is ook waar perspektief inkom. Jy weet, soos jy nou gesê het, alles is nog nie perfek nie, maar
jy weet, jy's op die regte pad. Jy kyk na Denise se voorbeeld, wat amper 4 jaar op karnivoor is, en Hashimoto's wat eers, en IBS, wat eers na 3 jaar, jy weet, weggegaan het. Al die ander goeters, soos artritis en flouters en so, die het vroeër tyd weggegaan, maar daai 2 goed het maar 'n lang tyd gevat, en dit is waar mense moedeloos raak. Hulle dink hulle doen nou karnivoor al vir 'n jaar, alles is nog nie weg nie, en nou is hulle ontevrede daaroor. Maar, hierso is dit wil ek terugkom na die coaching toe, dis wat die coaching lekker maak is, miskien doen jy alles reg, nee, maar weet jy wat, miskien doen jy alles nie reg nie. So, om daai gerusheid te hê, en dis wat Santi nou gesê het, is om daai gerusheid te hê, om seker te maak dat jy alles reg doen. Jy weet, ek het vanoggend 'n video gemaak, toe sê ek, wat help dat jy doen 2 jaar lang karnivoor, maar jy doen dit vir 2 jaar verkeerd. Jy weet, en ek het verwys spesifiek na AI. Jy weet, mense kry inligting van AI, hulle hardloop in 'n rigting, en vir 2 jaar karnivoor hulle, en AI stuur hulle vir 2 jaar in 'n verkeerde rigting. Nou ja, daar het jy dit. Waar jy eerder kan betrokke raak by 'n coaching vriendekring, want ons is vriende, waar jy lewende getuienis so Santi en Denise en Sandra en al die ander coaching vriende wat hier so is, se getuienisse hoor, en ons vergelyk nie met mekaar nie, ons identifiseer met mekaar, jy weet, en ons leer by mekaar. Ek bedoel, ek het al so baie by Sandra en by Denise geleer, en by Gustaf, en by Lillian, en jy weet, almal wat nou maar altyd daar is, want ons leer by mekaar, ons leer by regte situasies, dis nie 'n AI Google search situasie nie, is regte situasies in Afrikaans, in Suid-Afrika, of reg oor die wêreld, maak dit nie saak waar jy bly nie, maar die realiteit is, daar's daai menslikheidsfaktor, Santi. Ek dink dit is baie belangrik. Mense besef nie wat is die waarde van die menslikheidsfaktor nie. Ja, dis waar, Kobus, want elkeen van ons is uniek. En nie een van ons se probleme lyk dieselfde nie. En baie keer wat vir een ou werk nie vir 'n ander een nie. Ja. So jy, en dit is wat die Mindset Bootcamp so baie help, want as jy na almal se situasies luister, dan maak dit jou ook so dankbaar om te besef wat jy daar uit gekry het en wat hulle daar uit kry. Ja. Dit is baie waar wat jy daar sê. Ek moet net gou vir Lisa baie dankie sê. Lisa, druk die like knoppie, laat dit beweeg, hoor. Sy kap baie like knoppie. So as jy ook die like knoppie kan druk en die share knoppie, dit sal baie help. En dankie vir almal wat hier so is. Tinus, baie dankie dat julle is. Stevie, elkeen wat hier is. Ek glo mos Santi, daar paadjies kruis vir 'n rede. Nicoline Miller is ook hier so, Leonora. En miskien is jy vandag in die live, en jy moes hier gewees het, jy moes Santi se kragtige getuienis gehoor het, jy weet, en daar's mos nou nie iets soos toeval nie. Ek glo absoluut, elke een wat in 'n live inkom, is, moet hier gewees het, weet, en soos ek nou die dag, ek sê dit nou deesdae nogal heel gereeld, tyd is kosbaar, tyd is jou kosbaarste kommoditeit wat jy het, is jou kosbaarste besitting, jou kosbaarste geldeenheid, in aanhalingsteken. So die feit is, jy het nou tyd afgestaan om hier te wees, en ek wil vir jou regtig dankie sê om, jy weet, dit beteken baie, en miskien moes jy hierdie live bygewoon het. Jy weet, nee, Sandra, dit is baie waar wat jy sê, en jy weet, en soos jy self ook weet, ons is nie eens bang om geestelik te praat ook daar op die bootcamps nie, ons is nie skaam daaroor nie. Ja, ons almal glo nie dieselfde nie, dit is fyn. Maar jy weet, ons praat baie keer geestelik ook daar, want jy kan nie goed nie regtig skei vir mekaar af nie, jy weet, en ek dink dis belangrik ook, weet, baie keer bid mense vir 'n oplossing, jy weet, ek self ook, ek was baie siek gewees, 8 jaar terug, nie alkoholiese vetterige lewer, pyn gehad op die sy, vergrote lewer, vergrote milt, ek weet wat dit is nie, maar dit was 'n vetterige lewer as gevolg van verkeerd eet, te veel koeldranke drink. En mense het vir my gebid, vir gesondheid, vir genesing, maar weet jy wat, die antwoord was karnivoor. Die Here, glo ek, het karnivoor oor my pad gebring,
om my te genees van daardie vetterige lewer en hoë bloeddruk, en binne 2 maande was dit alles weg met Carnivore. So baie keer bid mens vir 'n oplossing, maar die oplossing staan hier reg voor jou in die vorm van Carnivore, maar doen Carnivore reg. Jy weet. En ek dink dat mens kan baie daaroor praat. Wat dink jy, Santi? Ja, Kobus, definitief. En ons kan nie op ons eie kragte staat maak nie. Ons doet wel by Carnivore. Maar as dit nie vir die Here was nie, dan sou ek nooit die genesings gekry het nie. En 'n mens kan nie genoeg dank sê nie. Ja. Want in werklikheid die Here werk deur jou, Kobus, om vir ons te kan leer en om vir ons te kan motiveer en vir ons te kan help om op die regte pad te bly. Yes. Nee, baie dankie Santi, en dankie vir jou bemoediging en ook op die bootcamps. Jy lewer 'n groot bydrae daar, so ons is so dankbaar daaroor, en ons waardeer jou. Ek wil regtig namens die coaching vriende wil ek sommer net vandag vir jou sê baie dankie dat jy altyd die moeite doen om daar te wees en lekker saam te praat, en dit is net wonderlik. Ek was gou so 'n paar vrae vra, of nie vrae nie, antwoorde probeer gee. Lisa vra hierso, Carnivore beter as keto? Lisa, in my opinie ja, Carnivore is definitief beter as keto, omdat Carnivore nog meer goed uitsny as keto. Keto is problematies omdat mense oortree op die keto. Hulle eet te veel koolhidrate. Daar's keto chocolates en keto speserye en al sulke goede. En mense faal daarmee. Ek coach op die keto word. Dit is anderster as keto. So keto word is makliker en is beter om te doen. Dis eenvoudiger, dis strenger, maar ek sê jou daarmee help in 'n coaching sessie. Maar net om jou vraag te beantwoord, ons doen ook nie net een Carnivore vir almal nie. Santi weet, nee, ek sny sekere goed uit vir sekere mense. Maar WhatsApp my, Lisa, dan oorweeg jy 'n coaching sessie. Ek sal vir jou al die inligting aanstuur en dit, as jy my WhatsApp, my nommer is in die bio. Belinda groet hierso, baie dankie jy is Belinda. Werner vra, is dit duur om gesond te eet? Santi, miskien kan jy daai vraag antwoord. Is dit vir jou duur om gesond te eet? Kobus, ek moet eerlik sê nee, want as jy vat soos wat ek altyd geëet het, dan koop jy van brood tot lekker goed, tot baie groente, baie vrugte, al sulke goed. Ja, ongelukkig is ek die enigste een in ons gesin wat nou Carnivore is. Ja. My man is nog nie Carnivore nie, maar hy luister ook na al die bootcamps en al die goed, en hy wil so graag oorgaan, want hy sit met groot probleme met sy gesondheid. Ja. Maar nee, 'n mens kan Carnivore op 'n budget doen. Jy hoef nie elke dag jou duur vleis te eet nie, want by ons is vleis maar baie duur. Ja. Er is so baie wat jy kan doen, en wat vir my baie gehelp het is die biltongkas. Jy kan vir jouself biltong maak, jy kan vir jouself, ek maak die maaltydspiele vir my, en dis 'n vinnige maaltyd. En ek sorg dat ek nooit sonder my brisket vet is nie. En dit is ook nie duur nie. Want die vet gee weer vir jou energie, dit hou jou aan die gang. Maar nee, jy kan dit op 'n budget doen. Dus dit Baie beslis. Lillian het ook vir ons lekker inligting gegee. Sy gee so gereeld vir ons, sy doen dit ook op 'n budget. En dit is die tipe inligting, ek vat altyd Lillian se jy weet, voice notas, en dan maak ek video's daarvan, en dan sit ek dit in 'n folder, en wanneer jy coaching met my doen, en jy vra 'n vraag oor budget, dan deel ek altyd daai inligting daar, so baie goeie raad. En dis wat ons het, Santi, ons het raad, ons het mense wat baie goeie raad gee op die coaching groep, en jy word deel van daai coaching groep, en jy
maak 'n bydrae. Jy weet, daar's soveel mense wat al ook met die resepte bygedra het, en ek is so dankbaar oor dit. Ons het natuurlik die playlist van die resepte, waar ons elke dag 3 resepte deel, 200 plus resepte wat jy kry met die coaching, en baie dankie vir almal wat al resepte gedeel het en bydraes daar gemaak het, maar baie goeie raad wat jy nou gee, en dan natuurlik ook die nuwe verwikkeling wat ons nou het, wat ons nou met Rapella Meat, die vleis so goedkoop, oralsterheen kan stuur, 99 rand 'n kilo vir C-graad ramsteak, en ja, so as jy daai bestelnommer wil hê, WhatsApp my, dan stuur ek vir jou die bestelnommer. Hulle is op Potgietersrus, hulle lewer af van Louis Trichardt, Pietersburg, Tzaneen, Rustenburg, Johannesburg, Kempton Park, so baie plekke. Maar ja, so, en dit gaan nog verder uitbrei, Santi. Ek is baie hoopvol oor dit. Hulle is regtig baie goeie mense, en hulle wil baie uitbrei. So ek is baie opgewonde oor dit, en ek het vir hulle gesê, ek soek kwaliteit vleis, ek soek 'n kwaliteit diens, en dis vir my belangrik om daai soort vir mense, en dan die derde ding is, dit moet bekostigbaar wees. Ek gee nie om as daar dietersnitte is nie, maar ek soek bekostigbare vleis vir mense wat karnivoor wil doen. Dit was toch altyd my missie gewees, en ek dink dit is besig om deur te kom. Ek is dankbaar daaroor. Ja, so anyway, ja nee, dit is waar wat jy sê, mens kan karnivoor op 'n budget doen. So dit is, mens moet maar net slim werk met dit alles. Ja. Santi, is daar enige ietsie wat jy nog vir mense wil bysê, as jy 'n bietjie vir hulle wil raad gee of iets, jy is so welkom om ietsie by te voeg. Ja, Kobus, daar is net een ding wat ek wil sê. As jy karnivoor doen, moet jy seker wees hoekom jy dit wil doen. Jou rede moet, hoe sal ek sê, jy moet 'n goeie rede hê hoekom jy dit wil doen. Ek het in die eerste plek karnivoor gedoen, nie vir my gewig nie. Die gewig was vir my 'n pluspunt, alhoewel dit baie help met my gewrigte en alles toe ek die gewig afgeskit het. Maar daarom moet jy nie dink daaraan, ek kan 'n cheat day hê een keer 'n week, of ag, dit gaan ek saak maak as ek 'n bietjie cheat nie. Want jy doen karnivoor om gesond te word. En ja, ons weet almal, as jy die dag ietsie verkeerd het, want ek het agtergekom, en selfs net met speserye, as jy net 'n stukkie wors of verkeerde speserye het, dan jy weer, kan ek amper sê, back to square one. Want jou pyn kom terug, jy voel net sleg. Ja. So, belangrik is, mense moet weet, hoekom doen jy karnivoor, en moenie cheat op die karnivoor nie. Hou maar regheid op die regte pad. Baie goeie raad, Santi. Santi, hierdie gesprek was nou baie suksesvol geweest, en weer eens net namens al die coaching vriende en al die TikTok en Facebook vriende, baie dankie. Baie goeie raad. Weet hoekom doen jy karnivoor en moenie cheat nie. So, daai is 'n baie goeie raad. En wat Santi ook vroeër gesê het, oorweeg coaching, soos hy dit nou uitgedruk het. Moenie dit alleen probeer doen nie. Jy gaan foute maak, soos hy gesê het, en Santi, net weer eens baie dankie dat ons kon gepraat het. Ek wil graag weer in die toekoms met jou praat. Jy praat regtig baie mooi en wys. Baie dankie, en is daar enigiets wat jy nog wil bysê, of kan ons maar afsluit? Nee, Kobus, dis reg. Daar sê. Dankie. Daar sê, baie dankie Santi, en jy moet 'n mooi dag hê, en ons waardeer jou, en dan sien ons mekaar so op woensdagoggend 10:00 het ons nou Mindset Recap,
11 se koffie en tee bootcamp. Ek sien so uit daarna 10 uur op die Google Meet. En baie dankie vir almal wat hier was. Groot waardering. Santi, jy moet mooi bly, hoor. Mooi dag vir almal. Dankie Kobus. Dankie Santi. Bye. Bye. Right. Daar sê, dit was nou lekker geweest om met Santi te praat. Jo. Baie dankie aan almal wat hier was. Dit was nou so lekker geweest. Ja, dit was hierdie live het gekook, hoor. Belinda, baie dankie dat jy hier was. Groot waardering. Denise, Frokkie, PJ, Tommy, JP, Sheldon, baie dankie, Morney, Raymond, daar is hy Stapel, dankie, Kwagga, Johan, almal van julle baie dankie, groot waardering, Carla, ja, so WhatsApp my julle, en ook jou coaching sessie as jy nog nie het nie. Sandra, baie dankie dat jy hier was, groot waardering, Dou, en Paul, baie dankie julle, daar op die Facebook, Anita, en dan, ja, Etta, baie dankie dat julle was, Patrick, julle moet mooi bly, ek groet julle, alright, daar is hy, Natasha, baie dankie vir die gift, hoor, waardeer dit, groot waardering, hoor, groot waardering, en ek wil net terugvolg daar so, baie dankie vir die volg, Natasha, Michelle, baie dankie dat jy was, Lisa, Barenda, baie dankie, en nou ja, toe, ek hoor van julle, Nicolaas, mooi bly, en Sampie, julle moet mooi bly, mooi dag hier daar vir julle, right, ek groet julle, mooi dag daar so, ons praat weer, dankie julle, mooi bly.